Hallo almal en welkom. Is julle reg? Vandag gaan ons op 'n blitstoer deur die wonderlike, wilde wêreld van diere. Ons gaan bietjie kyk na hoe hulle lyk, waar hulle bly en ja, die superslim maniere wat hulle het om te oorleef. So, hou vas, hier gaan ons. So het jy al ooit regtig gestop en gedink, hoekom lyk 'n vis soos 'n vis en 'n voël soos 'n voël? Ek meen 'n slang en 'n kameelperd, hulle kon nie meer verskillend wees nie, nê? Wel, die antwoord op daai vraag is eintlik die hele punt van ons toer vandag. Alles gaan oor hoe elke dier perfek aangepas is vir sy eie unieke wêreld. Kom ons gaan kyk. Goed, eerste dinge eerste. Kom ons kyk na die goed wat ons dadelik kan sien. Hoe diere lyk. En wow, van die reusagtiges tot die piepkleintjies. Die diereryk is mos nou 'n skouspel van verskillende groottes, vorms en maniere van beweeg. Dink gou hieraan. Aan die een kant het jy 'n kameelperd wat sommer gemaklik die blare van die hoogste boomtoppe afknibbel. En aan die ander kant, 'n muisie wat in die skadu van 'n enkele grasspriet kan wegkruip. Die verskil in skaal is net enorm. En natuurlik, elke grootte het sy eie voordele en sy eie probleme. En as ons nou van groot praat, dan is daar een koning. Die blou walvis. Stel jy dit net voor, 200 ton. Dis soos om 30 volgroeide olifante op 'n skaal te sit. Dis nie net die grootste dier wat nou leef nie, dis die swaarste dier wat ooit op hierdie planeet geleef het. Ongelooflik. Maar hey, moenie die kleintjies onderskat nie. Hulle het al eie superkragte. Vat nou 'n springkaan. Daai klein dingetjie kan 20 keer sy eie liggaamslengte spring. 20 keer. Om dit in perspektief te sit, as jy dit kon doen, sou jy met een sprong oor 'n hele rugbyveld seil. Praat van 'n atleet. Goed, so hoekom al hierdie verskillende diere van plek tot plek? Wel, dis asof elkeen die perfekte stelgereedskap het vir waar hy bly. Die kameelperd het daai lang bene om te stap, die mossie het vlerke om te vlieg, visse gebruik natuurlik al vinne om deur die water te sny, en dan het jy die slang, geen bene nie, maar hy seil oor die grond asof dit niks is nie. En wat van wat hulle aantrek? Hulle liggaamsbedekking is net so perfek aangepas. Hare hou soogdiere soos 'n muis of kameelperd lekker warm. Vere help 'n mossie om te vlieg en warm te bly. En skubbe? Dis die perfekte gladde pantser vir 'n slang of 'n vis. So ons weet nou min of meer hoe hulle lyk en hoe hulle beweeg. Maar waar presies bly hulle? Dit bring ons by 'n baie belangrike woord in die diereryk: habitat. Kom ons kyk 'n bietjie na die plekke wat diere hul tuiste noem. Wat is 'n habitat? Wel, die maklikste manier om daaraan te dink is dis 'n dier se adres, sy tuisdorp. Dis daai spesifieke plek in die natuur waar hy alles kry wat hy nodig het om te lewe. Kos, water, 'n huis, die hele pakket. En wat moet daai adres alles bied? Dink daaraan as 'n oorlewingskontrolelys. Nommer 1, kos. Nommer 2, water. 3, skuiling teen die weer. 4, beskerming teen gevaar, jy weet, die ouens wat jou wil eet. En 5, 'n veilige plekkie om jou kleintjies groot te maak. As een van hierdie goed kort kom, wel, dan is oorlewing amper onmoontlik. En elke plek het sy eie stel reëls, né? Dink aan die wye oop grasvlaktes waar leeu's jag of die skroeiende hitte en yskoue nagte van die woestyn. Die diere wat daar bly, soos sebras, apies of gemsbokke, hulle is nie net inwoners nie, hulle is oorlewingskunstenaars, elkeen 'n meester van sy eie wêreld. En dit bring ons by die geheime sous van oorlewing. Aanpassings. Wat's dit? Dis daai spesiale, ingeboude superkragte wat 'n dier perfek maak vir sy habitat. Dis basies die natuur se eie briljante ingenieurswerk. Een van die coolste aanpassings van almal. Kamoufleer. Dis die natuur se weergawe van 'n onsigbaarheidsmantel. Die kuns om so goed met jou omgewing in te meng dat niemand jou kan sien nie. En of jy nou die jagter is of die een wat gejaag word, hierdie triek kan jou lewe red. So, hoekom al die moeite om weg te kruip? Wel, daar's 2 groot redes. Rede nommer 1, sodat jy nie iemand anders se middagete word nie. En rede nommer 2, sodat jy jou middagete kan verras. Vat nou die leeu. Sy pels het presies dieselfde kleur as die droë gras. Dit maak hom die uiteindelike hinderlaagjagter. Jy sien hom nie kom nie. En hier's 'n feit wat jou dalk gaan verras. Ons almal dink 'n ysbeer is wit, korrek? Fout. Sy hare is eintlik deurskynend, heeltemal deursigtig en hol. Dit laat hom net wit lyk. En wat's onder daai wit pel? Sy vel is pikswart om elke laaste bietjie sonhitte in daai vriesende koue te kan absorbeer. Hoe slim is dit nou?
Maar dis nie net hoe 'n dier se lyf aangepas is nie. Hulle het ook 'n fisiese plek nodig waar hulle veilig kan voel. En dit bring ons by skuilings. En glo my, dis baie meer as net 'n dak oor hulle kop. 'n Goeie skuiling doen 3 superbelangrike dinge. Eerstens, dit hou jou droog en uit die wind en son uit. Tweedens, dis 'n plek waar jy kan wegkruip as gevaar dreig. En derdens, en hierdie is krities, dis 'n veilige kwekery waar jy jou kleintjies kan grootmaak. En diere is nogal kreatief met hulle huise. Jy kry die ouens wat sommer intrek in 'n plek wat reeds bestaan. Dink aan 'n grot of 'n holboom. Dan kry die argitekte, soos 'n termiet wat 'n hele hoop bou, of 'n voël wat 'n nes weef. En natuurlik, dan is daar die skuilings wat ons vir diere bou, soos 'n kraal of 'n stal. En as ons praat van diere wat bou, dis waar dinge regtig interessant raak. Dis basies ingenieurswese in die natuur. Hulle gebruik van dieselfde beginsels as wat ons doen om sterk, effektiewe strukture te bou. Basies kom dit op 2 hooftipes neer. Eerstens het jy 'n raamstruktuur. Dink aan 'n spinnekopweb. Dis 'n klomp stywe dele wat aan mekaar gesit word om 'n raamwerk te vorm. Die ander tipe is 'n dopstruktuur. Dink aan 'n voëlnes of selfs 'n eier. Dis hol aan die binnekant, maar sy krag lê in daai sterk geboë buitekant. En hulle boumateriaal? Hulle is die eindelike herwinners. Hulle gebruik wat hulle ook al in die omgewing kan kry. Takkies, modder, blare. Dan is daar die ouens wat hulle eie boumateriaal maak, soos die spinnekop met sy ongelooflike sterk sy. Of wat van termiete? Hulle meng grond met hulle eie spoeg om 'n soort supersterk natuurlike sement te maak. Dis nogal slim. So op die ou end, of ons nou kyk na die massiewe blou walvis of die fyn spinnekopweb, is die storie dieselfde. Alles omtrent 'n dier, sy liggaam, hoe hy optree, die huis wat hy bou, alles is 'n perfekte, fyn ingestelde antwoord op een vraag: hoe oorleef ek in my wêreld? En dit los my met 'n laaste gedagte vir jou. Volgende keer as jy buite is en jy sien 'n voël of 'n gogga of selfs net 'n akkerdis, stop vir 'n oomblik. Kyk regtig. Watter slim aanpassings kan jy sien wat daai diertjie help om presies te weet waar hy is? Want die wonder van die natuur is letterlik oral om ons. Jy moet dit net kyk.